Ek gesels vanoggend met Isak Breitenbach en hy is die hoofuitvoerende beampte van die braaikuikenorganisasie van SAPA. Ons loer bietjie in op die pluimvee-industrie. Isak, dis baie lekker om jy in die ateljee te hê vandag. Gaan dit goed? Dit gaan goed, dankie Mia. Dit gaan goed met my ook. Vertel vir my, die pluimveebedryf het in 2019 effens gekrimp en maar sedertdien lyk dinge beter. Bring ons bietjie op hoogte, hoe lyk dinge daar by julle? Dit gaan baie beter. Ons het dis goed om te hoor. Ja, voor 2019 was die industrie eintlik stagnant. Ons het nie gegroei nie. Daar was nie nuwe ontwikkeling nie, daar was nie nuwe belegging nie. Maar sedertdien het ons hard gewerk om die omgewing vir die industrie te verbeter en hy groei. Ons het 'n omset gehad in 2024 van 65 biljoen rand. En dit het toegeneem na 72 biljoen in 2024. So ons sien groei. Ons het ook baie mense wat in die industrie werk, in die omgewing van 50,000 mense. So die tweede grootste bedryf in landbou. Ja. Nou, al gaan dit beter. Mens weet uitdagings bly daar. En ons wil nie fokus noodwendig op die negatiewe nie, maar wat is van die grootste uitdagings op die oomblik vir die pluimvee-industrie? Daar's twee. Die eerste een is natuurlik voëlgriep en voëlgriep het ons 'n lelike hou toegedien in 2023. Dit het ons 9,5 biljoen rand gekos as 'n industrie en ons moes daai terugkry van die verbruiker wat ons nie wil doen nie. So ons wil nie dit weer hê nie. So dit is uitdagings, ons moet op 'n manier verhoed dat dit weer gebeur. Dan die tweede ene is infrastruktuur. Ons het baie min beerdkrag deesdae, maar ons het geweldig baie elektrisiteitsonderbrekings weens munisipale probleme. So dit het 'n impak op ons. Tweedens water. Ons het maatskappye wat 6 km water van riviere afpomp, self skoonmaak en dan gebruik in hulle hoenderbedrywe. Dit is 'n groot probleem wat die industrie geld kos. En dan laastens vervoer. Byvoorbeeld as ons sojabone wil koop vir die kusstreke, dan is daar nie treine beskikbaar nie en die trokke maak dit so duur dat ons dit nie koste-effektief kan doen nie. So infrastruktuur is 'n groot probleem. Jy het genoem van toe die groei nou weer begin. Kom ons sê na 2019. En jy het gesê dat jy die omgewing reggemaak of meer geskik gemaak. Maar ek is nuuskierig om te weet wat prakties is gedoen. As mense jou koppe om 'n tafel moet sit en sê manne, nou moet ons planne maak. Wat was van daai hoofpunte wat jy moes aanspreek om eintlik die groei te kry wat jy toe nou reg gekry het? Die groot ene is dat ons moes op daai stadium was daar geweldige hoeveelheid gestorte produk wat die land ingekom het. En dit het ons baie seer gemaak. So ons het aansoek gedoen vir teenstortingsmaatreëls. Dit is storting word nie deur die Wêreldhandelsorganisasie goedgekeur nie. En wanneer ons dan aansoek doen vir dit, dan moet ons eintlik bewys dat dit eintlik 'n negatiewe effek het op die industrie en ons kon. Dit het 'n materiële impak gehad op die industrie. So ons het op dit gefokus spesifiek in hierdie periode wat nou verby is. Sal mens dit ooit kan heeltemal stop? Die storting van produkte. Ja, mens kan dit heeltemal stop. Ek dink 'n mens moet sê dat ons wil invoere hê. Ons wil net invoere hê wat nie gestort is nie. En ons het 9 lande gehad wat op 'n stadium gestort het in Suid-Afrika. En dit het moeilikheid gemaak. Dit het gemaak dat ons nie as 'n industrie kon groei nie. Ons het eintlik kleiner geword. Invoere as 'n deel van die totale verbruikerspatroon het meer en meer geword. So die situasie is eintlik baie negatief daai tyd. Vir iemand wat dalk nie weet nie, wat is die grootste impak van storting van produkte veral in die pluimvee-industrie by ons? Daar's twee impakte. Die een is dat wat gebeur is lande wat te veel produk het. Stort dit nie in hulle eie land nie, want dan trek hulle die pryse in daai land af. So wat hulle doen is hulle voer hulle probleem uit na 'n ander land toe en dan stort hulle in die ander land. En daai pryse word afgetrek. En dit gebeur teen pryse wat soveel as 50% van normale koste is. So dit het 'n geweldige impak. Nou ek weet ook dat ons pluimvee-industrie word beskerm. En ons weet jy het nou genoem is 'n groot industrie in Suid-Afrika. Dink jy dat daar meer gedoen kan word om die industrie te beskerm?
Ek dink beslis so. As ons kyk na die beskerming in die industrie, ons is nie mense praat baie keer van ons is oorbeskermd. Ja. Glad nie, as jy ons vergelyk met ander lande nie. Byvoorbeeld, as 'n mens kyk na die totale invoere in Suid-Afrika, is 20% van alle hoender ingevoer. In die Europese Unie net 7%, minder as die 1% in die VSA en minder as 1% in Brazil. So ons is eintlik het nog geweldig baie invoere relatief tot ander lande. Om dit te verbeter, het ons met minister van Handel gesels en die gesprek gaan steeds aan dat ons moet 'n verwysingsprys of 'n vloerprys kry vir invoere, sodat ons al hierdie onregverdige handel kan uitskakel. Dit is 'n stap wat ons kan neem wat definitief ons gaan help om die industrie nog verder te beskerm teen negatiewe impakte. Ja, natuurlik. Hoe mededingend is die Suid-Afrikaanse pluimvee-industrie in terme van effektiwiteit, maar ook kostes? En dis nou internasionaal. Hoe mededingend is ons? Ons is baie mededingend. Ons doen 'n studie, ons laat 'n studie gedoen word deur Wageningen Universiteit elke 3 jaar. En dan kyk hulle hoe goed is ons, hoe koste-effektief is ons produksie in vergelyking met byvoorbeeld die Europese Unie, Amerika, Brazil. En in terme van effektiwiteite, hoe vinnig ons hoenders groei, hoe min kos hulle eet, ons doen geweldig goed daarmee. Ons is op totaal dieselfde vlak as Brazil en Amerika. Waar ons nie kan kompeteer nie, is die kostes wat 'n Suid-Afrikaanse maatskappy moet dra. Ja. En dis van die goed wat ons al genoem het, soos elektrisiteitskoste, die ekstra diesel, selfs sonder beerdkrag, het dit ons tot soveel, of een maatskappy tot soveel as 10 miljoen per maand nog steeds gekos, om krag op te wek vir hulle bedrywe. Die tweede een is natuurlik, soos ons sê, water. Water is 'n groot ding, ons is 'n groot verbruiker van water, en nou moet ons dit self verskaf. En dan vervoer op treine, wat ons nie het nie, wat goedkoop sou wees, wat nou baie duur is. Nou, as hulle ons vergelyk met 'n land soos Brazil, hulle het nie daai kostes nie. Daar's ook nie subsidies vir die Suid-Afrikaanse bedryf nie. Daar's ook nie dat hulle ons betaal vir hoenders wat ons van kant maak met voëlgriep nie. Ek dink as mens praat van die pluimvee-industrie, mens weet dat die hele land word geraak deur iets soos beerdkrag. En dis my snaaks om nou weer te praat oor beerdkrag, want ons het nou 'n hele ruk gehad wat dit nie 'n probleem was nie. Maar ek weet veral 'n hoender is 'n sensitiewe ding, né? Hoe affekteer die konsep van beerdkrag die pluimvee-industrie prakties? Geweldig. As 'n mens dink aan hoenderhokke en jy dink aan 'n hok met draad aan die kante, nee. Dis nie ons hoenders produseer nie. Ons hoenderhokke kos 5.5 miljoen per hok. Ons hokke is rekenaarbeheer. Die temperatuur is beheer tot 'n variasie van 1 graad Celsius. Ons beheer die hoeveelheid suurstof wat in die hok ingaan en die hoeveelheid koolsuurgas wat mag opbou binne in die hok. So dit is 'n geweldige tegnologiese omgewing. En sou ons beerdkrag kry, dan verval al daai beheermeganismes gaan dan tot niet en ons kan dit nie doen nie. Ek dink dis die een deel van beerdkrag. Die tweede deel van beerdkrag vir my is, ons het geweldige groot abattoirs, slagpales, en hierdie slagpales is baie intensief en gebruik geweldig baie elektrisiteit. So ons moet dit voorsien. En sou 'n slagpale stop weens beerdkrag, dan verloor ons nie daai uur wat beerdkrag gebeur nie. Ons verloor die 3 ure om op te hou produseer en dan vat dit ons weer 3 ure om te begin produseer. So ons verloor 6 ure tydens beerdkrag, as daar net 'n uur beerdkrag is. Wat moes julle as industrie prakties doen om eintlik maar om die uitdagings van beerdkrag te kom? Soos prakties goed wat geïmplementeer moes word om seker te maak dat, ek meen, mens stamp jou kop net een keer of jy stamp jou toe net een keer en jy besef dan, okay, hier moet ek 'n plan maak. Dit is 'n probleem. Wat ons gedoen het, die onmiddellike reaksie was dat daar is groot kragopwekkers ingesit. En dit is baie groot kragopwekkers wat gebruik word vir al die slagpales. En dit het die beerdkrag probleem opgelos. Maar die dieselkoste is ongeveer 15 keer hoër as wat krag sou kos vir dieselfde elektrisiteit wat ons verskaf.
So dit is die eerste ding wat gedoen is. Wat ons nou sien is dat daar baie meer sonkragpanele gebruik word. Nie net op die plase nie net op hoenderhokke nie, maar ook op die slagpaas. Ja. Vertel my, wat is die industrie se posisie ten opsigte van BTW? Vrystellings waarvoor jy gevra het. BTW is vir ons belangrik en dit gaan daaroor dat 26% van alle kinders in Suid-Afrika het 'n agterstand weens wanvoeding. Ja. Dit is nie net 'n intellektuele agterstand nie, maar ook 'n fisiese agterstand. En mens kan dit aanspreek, want dit is as gevolg van 'n proteïentekort. Ja. En ons het 'n aansoek by die regering ingedien om te vra dat BTW op gevriesde hoenderstukke ingestel word en ook op vars en gevriesde afvalprodukte soos lewers ingestel word, want hierdie produkte het baie voedingswaarde en kan eintlik hierdie hele probleem vir ons oplos. En dit is waarom ons daarvoor gevra het. Wat ek gesien het is in die begroting wat moes plaasgevind het, is die afval wel ingebring, maar die vleis nie. So ons wag vir die 12de Maart om te sien wat gaan die finale antwoord wees. Kan jy vir ons 'n bietjie vooruitsigte vir 2025? Hoe dink jy, wat is die hoop vir 2025 vir die pluimvee-industrie? Ons dink dit sal 'n goeie jaar wees, maar daar's 'n voorwaarde. Ons moenie voëlgriep kry nie. Ja, natuurlik. Ja. So ons werk hard in terme van voëlgriep. Die voëlgriep in my opinie is buite beheer in Amerika en in Europa. En ons kry ons voëlgriep gewoonlik via willevoëls van daar na hier. En ons weet, en ons het geleer in 2023 dat ons het nie hierdie siekte beheer met biosekuriteit en deur hoenders van kant te maak nie. So ons moet 'n ander metodiek hê. En ons praat met die regering oor enting. So dit is op die agenda vir 2025. Tweedens sal ons beslis moet praat oor die infrastruktuur wat ons genoem het reeds. En dan derdens, 'n baie groot een is uitvoere. Hierdie industrie het nooit regtig belang gestel in uitvoere nie. Maar ons werk geweldig hard om in die noue toekoms gekookte hoenderprodukte uit te voer. En ons eerste inspeksie vind plaas in Mei van die Europese Unie af. En sou ons suksesvol wees met dit, dan kan ons al in 2025 uitvoere van gekookte hoendervleis sien. En dit maak 'n strategiese verskil op die omgewing van die hoenderbedryf en sal dit beter maak. Kan jy vinnig vir my sê, jy wat nou noem, dat die industrie het nie regtig ooit belang gestel. Hoekom sê jy so? Ons het siektes in die land, Ek verstaan. Wat endemies is. En weens die struktuur van ons bedryf, waar ons baie kleinboere byvoorbeeld het, is dit moeilik. Ons kan die siekte totaal beheer by 'n groot kommersiële boer, maar die kleinboer wat langsaan bly met sy 10 hoenders, daar kan ons dit nie beheer nie. So dit het gemaak dat gevriesde hoender sal nog steeds baie moeilik uitgevoer word. Maar as ons die hoender kook, dan maak ons baie van die virusse dood. En die invoerlande soos Europa sal dan tevrede wees met daai. So dit is die rede. Dis geweldig interessant. Ek waardeer jou tyd vanoggend. Dankie dat jy ons 'n bietjie op hoogte gebring het. Ek hoop jy het 'n mooi dag. Dankie meer.